Genade, barmhartigheid en vrede van God word u geskenk deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. As jy die Bybel saamgebring het, Filippense 4 is die skriflesing. Filippense hoofstuk 4. Nou, jy weet dat is wat Paulus geskryf het aan hierdie gemeente terwyl hy eintlik daar in die tronk was. Bladsy 225 in die Bybel voor my oop. Kom ons gee die woord van die Here geleentheid dan om ook tot ons harte te spreek vanmôre. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Syntyche om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Net ons moet na hierdie volgende paar, is nou nie teks van oordenking nie, maar na hierdie volgende paar verse kyk. Paulus is in die tronk, en hy sê vir sy gemeente, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Hy gaan voort. Hy sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, stand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Nou ek wonder of jy al ooit hierdie twee verse aan mekaar gekoppel het, vers 6 en 7, dat vers 6 die voorwaarde is vir die verkryging van vers 7. Ons soek almal na die vrede van die Here. En ons sê almal, ja, maar die Here sê die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal my deel wees. Die sinne bewaar, maar hoe kan dit wees? Alleen wanneer vers 6 vervul is, wees oor niks besorg nie. As ek my kwel en bekommer oor dinge, hoe kan God se vrede in my binneste wees? Ek is besig om in stryd met sy opdrag te leef. Wees oor niks besorg nie. Laat julle begeertes deur gebed bekend word, en dan sal die vrede van God in julle harte wees. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug of watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. Die nuwe vertaling sê, rig julle gedagtes daarop. Wat is gerig wees? Die dinge wat waar is. As iemand van jou iets sê en jy weet dis nie waar nie, hoef jy jou nie te ontstel nie. Alles wat eerbaar is. As 'n ding oneerbaar is, hoef jy jou nie jou tyd daarop te mors nie. Hoef jou nek daaroor te breek nie. Alles wat regverdig is, wat behandel word, het jy nie nodig om kwaad te word daaroor nie. Jy hoef dit nie te bedink nie. Alles wat rein is, lieflik en loflik. Vers 9. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Ek onderbreek weer, hier wys Paulus vir homself as model aan. Hy sê wat julle van my ontvang het, wat julle van my gehoor het, en wat julle in my gesien het, doen dit. So asof hy sê, kyk na my as voorbeeld. Hoekom? Omdat hy die voorbeeld is. En die voorbeeld het van Christus. Nou vers 10. Ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink. Waaraan julle ook gedink het,
maar julle het nie die geleentheid gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. En julle goed gedoen, toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle, Filippense, weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonika het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. Ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang, en ek het oorvloed. Ek het dit volop, nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer by God. En my God sal elke behoefte van julle vervul, na die rykdom, of na sy rykdom in heerlikheid deur Christus. Nou wil ek weer hê, jy moet die verband sien tussen verse 18 en 19. Hier is 'n gemeente wat in sekere omstandighede sy persoonlike behoeftes vervul het. Hy sê nou dat ek dit van Epaphroditus ontvang het wat deur julle vir my gestuur is. Hy sê ek beskou dit as 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer. Dis welbehaaglik voor God en my God sal elke behoefte van julle vervul. Hoekom? Omdat julle harte oopgegaan het. Omdat julle harte oopgegaan het, sal my God in julle behoefte kan vervul. As julle harte nie oopgaan nie, sal dit nie kan gebeur nie. Vers 20. Aan onse God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jesus. Die broeders wat saam met my is, groet julle. Al die heiliges en veral die wat aan die keizerlike huis behoort, groet julle. Die genade van ons sy met julle almal. Amen. Sover die voorlesing uit die Here se woord kom. Liewe broer en suster, die teks van oordenking is vers 11, waar Paulus vanuit 'n tronksel sê, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Daar is niemand van ons wat nie negatiewe omstandighede van tyd tot tyd belewe nie. Daar is ook baie van ons wat goeie en gunstige tye beleef. En dit is altyd aangenaam om die goeie uit die hand van die Here te ontvang. Dit is altyd aangenaam om die wonderlike uit die hand van die Here te ontvang en om te kan getuig en te sê die Here was vir my goed. Maar wanneer hy nie so goed is vir my nie, en wanneer ek die negatiewe begin beleef, en omstandighede begin ervaar wat nie so aangenaam is nie, dit nie altyd uit die hand van die Here ontvang nie. Dikwels lei dit tot miskien verbittering in ons harte. Hierdie teksvers, liewe broer en suster, maak deel uit van 'n dankie sê brief, wat Paulus rig aan die gemeente van die Filippense. Iemand, en of dit nou 'n gemeenteaksie is, sal ons nie weet nie, het iets gestuur om die persoonlike behoeftes van Paulus om daarin te bevredig en te versadig. Soos wat ek vanmôre so 'n bietjie melk van uit die plaas gekry het, gistermiddag 'n wit brood vars uit die oond gekry het. So het mense vir Paulus se persoonlike belange iets gestuur. En nou is hy besig om vir hierdie gemeente dankie te sê. En wanneer hy dankie sê, dan sê hy vir hulle dat nadat julle nou vir my dinge gestuur het, ken ek oorvloed.
Weet jy, maar ek wil vir julle sê, ek het geleer om vergenoeg te wees, om tevrede te wees. Ek het geleer om die goeie uit die hand van die Here te ontvang, maar ek het ook geleer om tevrede te wees as ek dit nie ontvang nie. Hy is dankbaar vir hulle bedagsaamheid. Hy sê vir hulle in vers 10, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou uiteindelik weer opgeleer te dink. Hy sê, waaraan julle ook gedink het, maar julle het nie die geleentheid gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, maar ek het geleer om vergenoeg te wees. Vrydag aand kom mense wat hier is, so 'n bietjie draaitjie maak daar by ons, my vrou sê, ry gou en gaan haal melk. En die mense sê, nee, ons het al geleer om swart koffie te drink, dis in orde, melk gaan haal. Dis my wonderlik dat mense kan sê, ag, ons het geleer om swart koffie te drink, dis vir ons nie vreemd nie. Paulus gee te kenne, dat dit aan hom as mens vreugde verskaf, wanneer iemand anders bedagsaam genoeg is, om te kan sien, dat daar by ander mense nood is te vervul. Maar sy vreugde lê eintlik in 3 dinge opgesluit. Hy sê dit was vir hulle self 'n verryking. Dis asof Paulus deur hierdie brief ook vir daardie gemeente wil kom leer, dis saliger om te gee, as om te ontvang. En hoe reg was hy nie? Hoe reg was hy nie? Dit het baie die omstandighede, die lewe baie gemakliker gemaak, geriefliker gemaak. Maar in daardie aksie het hulle ook self van die Here ontvang. Maar in die tweede plek gee dit vir Paulus, hierdie bedagsaamheid van hulle, rede om 'n brief te skryf. 'n Brief wat as dit nie in die Bybel opgetree, baie armer sou wees as mense. So as jy nou die hele brief Filippense gaan lees, dan het daar die hele brief sy ontstaan uit die hart van mense wat gegee het. En daarom het Paulus kom dankie sê, die brief, die Bybel sou armer gewees het, sonder hierdie brief. Maar nou is dit ook vir Paulus baie makliker om sy werk in die Here voort te sit. En daarom sê die teks, ek het geleer om vergenoeg te wees. En jy weet, hierdie gesindheid van tevredenheid van Paulus kom eintlik tot ons wat Paulus nou ken, so bietjie as 'n skok. En hier is 2 redes waarom dit vir ons so bietjie skok. Hoekom Paulus dit sê? As dit nou kon ons aanvaar, dis eie, dis aard. Maar Paulus was nie die soort mens wat van nature tevrede was nie. Paulus het in hom 'n onrustige gees gehad. Toe ons Paulus die dag ontmoet in die Bybel, toe sy besig om dreigend en moord te blaas teen die disippels, hy wil vervolg en hy wil verwoes, 'n ontevrede mens, 'n harde mens. Paulus was 'n man van vuur. Daar was dinamiet in sy siel. Hy blaas dreiging en moord. Hy moes hierdie gawe van God kom aanleer. Dit was nie in sy aard om dankie te sê nie. Dit was nie in sy aard om hierdie sagtheid te openbaar nie. Hy moes dit kom leer, soos wat God baie maal vir ons moet kom leer om so te wees. Maar 'n skok, omdat ons dikwels aan vergenoegdheid dink as vanselfsprekend. Terwyl Paulus hier vir ons kom sê, dis nie vanselfsprekend nie, ek is nie so nie. Ek moes dit kom leer. Ek moes kom leer om in my hart dankbaar te wees vir die goeie wat ek uit God se hand, maar ek moes ook kom leer om dankbaar te wees as ek nie die goeie uit sy hand ontvang nie. Kom ons kyk na die negatiewe. Paulus bedoel nie dat hy nou maar boedel oorgegee het, soos Boeddha nie. En sê, ag, laat die omstandighede my maar tref, en ek kan tog nou niks daaraan doen nie. Paulus hier praat is nie gesindheid van, laat Gods water maar oor Gods akker loop. En ek word nou maar daar deur die omstandighede rondgeslinger, en ek kan nou niks aan hierdie situasie doen nie. Paulus bedoel nie hierdeur dat hy nou so tevrede met homself is nie. Jy moet onthou, hy is op pad na 'n martelaars dood, en hy het dit geweet.
Maar hy wys dit nie. So dikwels kom waar ons van vol is, wat uit ons binneste uitstraal, is die marteling, die negatiewe, die onaangename. Dis al wat mense van ons weet. As ons praat, dan gaan dit oor die dinge wat verkeerd is in ons lewe, oor die gebrek wat ons ervaar. Paulus sê nee, ek is tevrede. Nie dat ek my maar in my lot berus nie, maar ek is nie tevrede met die tweede beste nie. Ek wil die beste van die Here hê, maar ek berus daarin, as God ook die negatiewe vir my gee. Dit was, liewe broer en suster, nie sy gesindheid, die gesindheid wat die jakkals by geleentheid openbaar het, toe hy te lafhartig was om die druiwe te gaan. Die druiwe is buitendien suur. Sy gesindheid was nie die van die 10 verspieders, wat net negatiewe dinge in die land gesien het, en gesê, daar's reëse, ons kan nie ingaan nie. En daarom is dit belangrik dat ons as gemeente vanmôre kyk na dit wat Paulus geleer het. Hy het geleer dat tevredenheid met sy omstandighede 'n aktiewe deug is. Hy sê nie dat hy net die lekker van die lewe ken nie. Ver daarvandaan. Trouwens, ons het hier in vers 12 saam gelees. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke ding, as in elke opsig, is ek in alle dinge onderrig. Om versadig te word, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Paulus ken die lief en die leed van die lewe, soos wat u dit ken. Maar wat hy vir ons hier probeer sê, is dat die omstandighede hom nie onderploeg nie, maar dat hy in beheer is van sy omstandighede. Dis asof hy sê, ek weet wat dit is om wit koffie, as die koffie swart is. Dis asof Paulus sê, ek weet wat dit is om op 'n Sondagmiddag 'n heerlike bord kos te kan geniet. Ek weet wat dit is. Maar Paulus sê, ek weet ook wat dit is om 'n paar Sondae ete oor te slaan, dat dit nie daar is nie. En ek is nie dankbaar as God op 'n Sondagmiddag vir my iets gee om te eet nie. Maar ek is ook nie ontevrede as daar nie is nie. Ek is tevrede. Ek aanvaar wat God vir my het. Hy sê, ek ken oorvloed. Ek ken oorvloed. En weet die probleem, liewe broer en suster, is dat dit gewoonlik die neiging is dat hoe meer oorvloed 'n mens ken, hoe meer voorspoed jy ervaar, hoe minder tevrede is jy, hoe minder vergenoegd is jy. Jy kan maar na 2 kinders kyk. Die een het 'n paar ou speelgoedjies wat hy vir homself moes maak, ou paar blikkies of 'n paar drade wat hy aan mekaar moes sit, en hy kan vir hom daar besig hou met daardie speelgoed. Die ander kind is van kleins af oorlaai met die duurste speelgoed, maar hy kan homself nie daarmee geniet nie, hy is in sy binneste nie tevrede nie. Die neiging is, en ook by groot mense, hoe meer ons het, hoe minder kan ons tevrede stel. Paulus kom en hy sê, dis nie sy gesindheid nie. En jy weet, ons moet weet, as besittings ons vergenoegd, as besittings ons tevrede kon maak, dan moes ons 'n tevrede volk gewees het. Dan moes ons 'n tevrede nasie gewees het. Dan moet ons tevrede mense gewees het. Want kyk wat teenoor dit wat ons voorvaders beleef het, wat met ossewaans oor die berge moes kom, wat nie 'n knoppie kon draai en Eskom het gemaak dat daar krag is waar hy kos op gekook kon word nie. En as ek vasbrand, is daar 'n Kentucky om my draai om my vinnig uit my nood uit te help. Ons voorvaders het dit nie geken nie. As hulle kos aan die gang wou kry, moes hulle in die hout in die berge ingaar maak. En dan moes hulle vuur maak. En dan moes hulle die kos kook. Dis 'n lang proses. Ek wonder wat gaan gebeur met ons as ons miskien net vir 'n week lank ons moet terug verplaas in daardie omstandighede. Hulle was tevrede mense, hulle het min gehad. Maar ons wat kan knoppies draai en knoppies druk, is so ontevrede met ons omstandighede. Ons is inteendeel rustelose mense. Sal ons nie Paulus se les van tevredenheid kon leer nie? Dat hy sê, ek is so dankbaar as ek 'n knoppie kan draai en die oond en die stoof word warm. En so dankbaar as ek iets uit die kas kan haal om my gesin voor te berei. Maar ek is net so dankbaar as dit nie daar is as ek kom draai en daar is nie krag nie. Net so dankbaar as dit nie so is nie. Om genoeg te hê.
om oorvloed te smaak. Maar hy sê, ek weet ook wat dit is, om vers 12 verneder te word. Een van die vertalers het gesê, die oorspronklik hiervan is, ek weet wat dit is om sonder iets ook oor die weg te kom. Ek onthou toe my kinders een môre die motor moes stoot, toe die battery ingegee het. Nou moet ons alweer kar stoot. Sê ek, ons moet dankbaar wees, daar is nog 'n kar om te stoot, daar's mense wat dit nie het nie. Paulus sê, ek weet wat dit is om dit nie te hê nie. Om sonder sekere dinge klaar te kom, en blymoedig daar sonder klaar te kom. Nie daar verbittering in die hart opkom nie. Dikwels raak ons verbitterd, as ons maar sekere geriewe moet prys gee. As dit daar is, maar ons raak verbitterd, as dit nie daar is nie. Paulus het geleer om sonder die onskatbare rykdomme in sy lewe ook klaar te kom. Hy praat hier as 'n man wat sy jeug moes prysgee. Hy praat as 'n ou man. Hoe dikwels wanneer die ouderdom kom, raak mense verbitterd en het hulle ontsettende stryd teen die almanak. Raak hulle ontevrede en verbitterd oor hulle omstandighede. Paulus sê, ek weet wat dit is om 'n ou mens te wees. Ek weet wat dit is as die krag van my jeug weg is. Ek ken my lewe. Ek weet hoe ek was. Dreigend en moord geblaas. Ek was 'n man van aksie. Ek kon 'n ding doen. Ek kan nie meer nie. Hy sê, ek is tevrede in die feit dat ek dit nie meer kan doen nie. Paulus was 'n Bybel praat van die doring in sy vlees. Spreek van sy gesondheid. Hy weet wat dit is om siek te wees. Om sy gesondheid 'n onskatbare rykdom te kon prysgee. Maar hy sê, ek is ook daarmee tevrede. Weet, 'n mens kry ons twee soorte siek mense. Die een wat berus en aanvaar, ek weet van 'n man wat 'n tyd gehad het om te lewe, 'n beperkte tyd om te lewe. En hy het gesê, terwyl ek nog net 'n beperkte tyd het om te lewe, wil ek die omstandighede vir my mense so aangenaam as moontlik maak, en hy het uit daardie krankheid het hy kon gee wat hy kon gee. Geen wonder hy toe gesond geword nie. En dan ken ons ook aan wat deur siekte verbitterd word. En wat elkeen aanval wat hom probeer help. En as jy wil bystand bied, dan val hy jou aan. En of het 'n dokter of 'n verpleegster is, en of 'n familielid is, hy wil byt. Want hy is met homself ontevrede is. Hy weet wat dit is om die gesondheid uit die hand van die Here te ervaar. Maar hy weet nie wat dit is. En kan hom nie berus om ook daarsonder oor die weg te kom nie. Paulus het hier in die tronk vas die applous van skares moes prysgee. Hy weet wat dit is om as 'n God behandel te word. By geleentheid toe die evangelie bring, het hulle voor hom kom buig, voor hom kom kniel en gesê, dit is God. Toe sê hy, nee, hy weet wat dit is om op die skouer geklop, dit is om as 'n eensame daar in 'n tronksel te wees en deur almal vergeet te word. Hy ken dit. Maar hy sê, ek het geleer om vergenoeg te wees. Ek het geleer om tevrede te wees, al is ek ook daar as 'n eensame en almal het my vergeet. Nou begin ek nie brommerig raak in my hart nie. Sy omstandighede het hom nie verander nie, want die omstandighede het hom nie beheer nie. Hy het geweet dat die vrug van die gees van selfbeheersing nie beteken om nie, soos iemand gesê het, 'n fuse te blaas nie. Maar om in beheer te wees van jouself en van jou omstandighede en nie toe te laat dat die omstandighede jou onderploeg nie. Toe Paulus hier praat, het hy gepraat as 'n man wat sy vryheid moes inboet. Paulus was 'n tipiese voorbeeld van 'n rondreisende evangelis. Hy het gebrand om die evangelie oor die wêreld uit te kry. Hy het beweeg van Rome na Spanje, na Asië, na Europa, oral het hy beweeg. Hy was 'n man van vryheid, en hier word hy word sy vryheid om ontneem, word hy vasgeperk tot by 4 tronkmure, en hy kon nie daaruit kom nie. En hy sê, ek is tevrede met hierdie omstandighede. Ek weet wat, ek ken my vryheid, maar nou laat my vryheid, sê ek ook daarvoor dankbaar. Ek weet wat dit is. Ek moes dit leer, sê hy. Of Paulus nou hoogtes bereik het in sy lewe, of dieptes. Een ding besef ons, tevredenheid is 'n deug van die Here, en 'n deug wat die moeite werd is om te hê. Want is hierdie tevredenheid wat ook God se vrede meebring. Daar is werklik geen ware geluk
sonder hierdie tevredenheid nie. Hoe ons kan maar aandra. Ons sal werklik nooit versadig word deur materiële besittings, as die vrede van God nie in ons harte is nie. Dit bring ook geluk. Maar ek leer om tevrede te wees. Hy het tevredenheid gesien as 'n begin, nie as 'n einde nie. Ek wil vir u sê, wanneer 'n mens nie tevrede is nie, soek jy te vergeefs na slaap. Soek jy te vergeefs na geluk. Soek jy te vergeefs na baie ding, jy sal dit nie kry nie. Altyd 'n rustelose gejaag, soos wat die prediker sê, 'n gejaag na wind. Ons moet hierdie tevredenheid begin soek in ons lewe. Die gelukkige mens is nie die een wat sê, nou gaan ek die lewe geniet nie. Tevredenheid is 'n byproduk as ons na die hoër deugde soek. En wat is hierdie hoër deugde? Liewe broer en suster, om vergenoeg te wees, om tevrede te wees, sal ons ontslaa moet raak van die vyande van hierdie tevredenheid. Vyande soos selfsugtigheid, haat, naaiwer, jaloesie. Dis vyande wat hierdie tevredenheid en hierdie vergenoegdheid kom wegneem. Paulus vind die geheim van sy vergenoegdheid in sy geloofsekerheid. Paulus kom sê, ek weet in wie ek geglo het. So asof hy wil sê, dat sonder God sal ons in elk geval nooit tevrede kan wees nie. O, kyk maar na die onbekeerde wêreld, altyd 'n gesoek. En as hy gedink het, nou het hy vervulling bereik in hierdie rigting, dan kom hy dan sê, ek is leeg. Ek is vol, ek is nog nie tevrede nie. Wag, dat ek in 'n ander rigting probeer. En mense uit hierdie wêreld sê dit. Hoogste sport het hulle bereik in verskillende gebiede, maar leeg en hol. Daar's net een ware bron van vrede en tevredenheid, en dis Jesus Christus. Hy is die brood van die lewe. Hy is die water van die lewe. Soos 'n hert in dorre streke, sê jou gesangvers, skreeu en roep my siel na u, o God. Jesus is die enigste een wat versadig. Hy het gesê, ek het gekom dat julle lewe en oor. Hy het gesê, die water wat ek jou sal gee, sal in jou word 'n fontein van water, wat opborrel tot in die ewige lewe. Hy het gesê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. My liewe broer en suster, is dit 'n beskrywing van u as kind van die Here, die volheid, die vreugde, die vrede? Is dit daar? Of is ons so ontevrede? Omdat ons net geleer het om die goeie uit die hand van die Here te ontvang. Of die negatiewe, dit kan ons nie aanvaar nie. Dit bied vir ons probleme. Ek wil vertrou dat die Here vir ons sal help. Paulus het gesê, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie. Dit is mos so. Alles werk ten goeie mee. Ja, ook my negatiewe omstandighede. Ook die dinge waarsonder ek moet klaarkom. Ook die dinge wat ek moet prys gee. Alles werk mee ten goeie. En ek wil vertrou dat die Here vir ons genadiglik sal help om te sê, Here, help vir my om tevrede te wees. Help vir my om te berus. Help vir my om te aanvaar. Dankie vir dit wat ek uit die hand ontvang, wat mooi en goed is. Baie dankie ook. En ek voel tevrede as ek sonder iets moet klaarkom. Fransman het by geleentheid gesê, net na die oorlogtyd, toe almal stroewe gesigte rond beweeg het. En hy altyd met 'n glimlag op sy gesig beweeg het, het vir hom gevra, het jy dan rede om te glimlag? Kyk hoe lyk die wêreld. Kyk die toestand van die wêreld. Toe het hy gesê, ek het soveel rede om te glimlag. Hierdie wêreld is so rof. Hierdie wêreld is 'n wrak. Maar wat 'n voordeel vir my, en wat 'n voorreg vir my, om van hierdie wêreld weer iets te maak. Laat dit ons gesindheid wees. Dit help nie ons staar ons blind teen die negatiewe omstandighede en sê, ag, kyk waarheen stuur alles. Nee,
Ons het 'n aandeel as kinders van God, om te bou, om te belê. Kom ons doen iets daar. Kom ons doen iets daar. Paulus het die geheim ontdek. Die waarde om tevrede te wees met sy omstandighede, om in beheer te wees van sy omstandighede. Wanneer u en ek daardie geheim leer, gaan hierdie wêreld 'n ander wêreld wees. Mag die Here vir ons help.